wonderlike naam. Laat my toe om almal vanmôre te groet in die wonderlike naam van die Here. Spesiale groete aan ons besoekers vanmôre, ons Oudie Hendriks en Suster Poppy, is goed om julle ook saam met ons te hê al die pad van Willowmore. Prys die Here. Ons is vir die Here ewig dankbaar vanmôre. Prys sy wonderlike naam. Ek wil vanmôre 'n baie belangrike aspek praat wat ek dink baie belangrik is. Ek dink met die voorafgaan van die lied is ons almal bewus waaroor ek gaan praat. As jy nou in die spirit was en jy let op wat die lied sê. En die Here het die gedagte op my hart gelê net om ons weer te remind en ons bewus te maak dat ons nie moet vergeet nie. Van baie keer kan ons so vasgevang word op hierdie aarde. Ons berei alles op hierdie aarde voor sonder dat ons voorberei vir die dag wanneer ons eintlik moet huis toe gaan. Amen. Nou ek sê altyd, as ons altyd voel maak, ek in die ouderling aan sê ons, as baie van die ouderlinge hier in ons kerk wat plaasnaars is, staan jy? Nou as die plaasnaars klaar is, in die baie en hulle het gewerk, in die baie, gaan hulle huis toe. Ek kyk hoe Wys Hendriks, hy het huis toe, hy klaar gewerk, toe gaan hy huis toe. Hy is terug plaas toe, because sy huis is nie die baie nie, sy huis is Willowmore, prys die Here. Nou ek glo ook as kind van God is die huis nie ons huis nie. Halleluja, dis 'n tydelike, die Bybel sê, is 'n tent gebou, wat nie vir ewig is nie, maar wat Christus weer sal kom en dan sal hy dit wat tydelik is, met die ewigheid verruil, prys sy wonderlike naam. En ek glo vanmôre, wat die Here vanmôre saam met ons gaan deel, dink ek is belangrik. Ek dink as ons praat van die leerstelling van die wegraping, in spesiaal, hou dit ook verband met die herstel van Israel en dan ook die 1000 jaar vrederyk. Ek sal 'n volgende geleentheid oor die herstel van Israel met u praat, maar ek dink wat van belang is nou is om vir ons bewus te maak waar ons op moet konsentreer. Want Israel se herstel is iets different as wat ons in is, en dan die 1000 jaar vrederyk is ook iets totally different as wat ons in hierdie tydperk en hierdie dispensasie beleef. En ek dink aan hierdie tyd is Bybelse profesie besig om te vervul of vooraf te gaan. Prys sy wonderlike naam. Ons sien, en wat dui dit eintlik op af? Waarop stuur hierdie gebeure af? Dit stuur af op die spoedige koms van die koning. Van harte neem, is dit ook vir ons belangrik dat ons hierdie profesie moet bestudeer. En die profesie is in die woord van die Here. En dat van duidelikheid sal kry oor wat die gebeure sal wees. Ons lewe in 'n tyd waar dramatiese tonele gaan afspeel. En vanmôre se boodskap is nie om jy te laat skrik nie, maar is om jy daar te kry dat jy bewus sal wees, ek moet gereed wees. Dramatiese gebeure gaan afspeel in hierdie tyd in. En dit speel alreeds voor ons af, wat besig om plaas te speel, maar die blywende hoop, van ook dit wat afspeel, is die blywende hoop, daar is, Lorenzo, dat ons dit sal ontvlug. Ons sal dit ontvlug. Wanneer hierdie gebeure die aarde sal toesak, ons lewe in 'n tyd wat ons, baie mense dink ons is nog besig om na daai tyd toe te beweeg, die laaste dae. Mense dink ons is besig om ons is in daai tyd, waar hierdie gebeure op ons afspeel, maar as 'n plek waar ons nog nie is nie, en dit is in die tyd van die groot verdrukking, ons is nog nie daar nie, ons is in die tyd of in die dispensasie van die laaste dae, waar die Bybel sê, weer dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste van leringe sal aanhang. Ek dink die Bybel is kleed daarvoor wat hy ook selfs al praat, dat mense wat die gedaante van 'n godsaligheid het, maar wat die krag daarvan alreeds verloor het. En dit is wat die Bybel duidelik in sê, keer jou van hierdie mense af. 'n Tyd en 'n dispensasie wat gevaarlik is, maar waar 'n kind van God sy oë moet ophef en begin bly raak en sê, ek weet as ek hierdie dinge sien, is my koning besig om te kom, en hy spoedig besig om ons te kom haal, halleluja. Dit is waarom Titus 2 vers 13, hy noem hierdie woorde, hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Dis nie die skrif wat ek vanmôre saam wil deel nie, maar ek wil hierdie skrif vir u los, sodat dit as
as 'n skrif wat jy moet saam met die huis toe neem, te gaan bestudeer en vir God vra om 'n openbaring vir u rondom te gee. Die woord van die Here is opgeskryf in Lukas hoofstuk 21 vers 36 en dan wil ek kortliks praat oor 'n paar dinge. Ek wil vanmôre saam met u praat oor die 2 fases van sy koms, kortliks. Dan wil ek ook saam met u deel die feit dat hy die bruidegom gaan kom haal. Dan wil ek praat oor die verheerliking en dan ten laaste wil ek praat oor die wegvoering. Ek gaan baie kort is met dit. Halleluja. Lukas 21 vers 36 sê hierdie woord, hy sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, en voor die seun van die mens staan. Gaan hom weer lees. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Mag die Here sy woord en die seëning daaroor uitspreek. Daar's 2 dinge wat ons moet verstaan wanneer ons praat van die koms. Because baie mense die besimla is verwar met hierdie saak. Wanneer ons praat van die koms van die seun van die mens, tweevoudig vind dit plaas. Die eerste keer wanneer hy gaan kom, of dat so sê, ons celebrate Randall die eerste een, celebrate ons, toe hy na die aarde gekom het in die vleeswording van mens. Dis die eerste keer wat Christus gekom het, daarom celebrate ons Christmas, die geboorte van Christus, wat in die vlees gekom het as mens. Die tweede koms is wanneer hy gaan kom vir die heiliges. Luister, wanneer hy gaan kom vir die heiliges. En wanneer hy weer kom, beteken dit sê die derde koms, maar dit gaan die tweede koms na die aarde is, because daardie koms van die heiliges, gaan hy nie sy voet op die Olyfberg sit nie. Hy gaan kom op die wolke van die lig, en hy sal in die wolke van die lig sal hy staan, om sy bruid weg te raap. Dit is die koms vir sy bruid. Maar die tweede koms is wanneer hy sy voet op die Olyfberg gaan neersit, en met daardie koms, die George, kom hy met sy bruid. Eerstens kom hy vir sy bruid, en tweedens kom hy met sy bruid. So ek wil nie hê jy moet confused wees, en iemand jou enigiets anders vertel nie. Die eerste keer gaan hy kom, en hy gaan sy kinders, of sy bruid, hy is die bruidegom, hy noem homself die bruidegom van die hemel, hy gaan kom om sy bruid, wie sy kerk is, met wie hy getroud is, gaan hy kom om sy bruid, of wie hy mee verloof is, gaan hy kom om sy bruid te kom haal, sodat sy bruid met hom kan wees. En ek dink Johannes 14 vers 1 en 2 sê dit so wonderlik. Ek gaan dit nie lees nie. In die eerste boek van Tessalonisense hoofstuk 4 vers 16 en 17 en dan ook 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 2 noem dieselfde woorde. Dit is opgeskryf. Ek dink dit gaan ek vir huiswerk gee om die skrif te gaan ondersoek. So gedurende die tweede fase van sy wederkoms sê die Bybel, wanneer sy voet op die Olyfberg gaan sit, sê die Bybel, elke oog sal hom sien. Maar by sy koms vir die bruid, sal net die gelowiges hom sien. En hoekom sê ek dit? Jy kan dit gaan oplees in Sagaria hoofstuk 14 vers 1 tot 3, of jammer, nie Sagaria 14 nie, ja Sagaria 14 vers 4 tot 5, en dan ook Openbaring 19 vanaf vers 11 tot vers 15. By die eerste fase, dat is 'n Griekse woord wat ons gebruik, en manne wat teoloog is suppose om het te weet, of wat hierdie woord verstaan. Die woord by sy eerste kom is parousia, wat beteken hy verskyn aan sy bruid. Dis die Griekse woord, maar die term is, hy verskyn aan sy bruid. Waar hy fisies op die wolke sal kom, wanneer hy sy bruid kom neem, dan sal hy nooit weer, ek wil hê my hoor, ons sal nooit weer van Christus geskei word nie.
En die rede waarom hy verskyn, volgens Hebreërs, hy verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid, sê die woord van die Here, en hulle, sê die Bybel, sal almal by hom bly. Die tweede fase, ek bedoel, is belangrik, ek maak onderskeid, ek wil jy moet verstaan wat die eerste en die tweede fase. Die eerste fase, wanneer hy skielik opdaag, hy daag skielik op, neem sy bruid, of die parousia, neem hy, saam met hom wees, sal hulle altyd met hom wees. Die tweede fase wat plaasvind, noem ons die apocalyps, of ons noem het die phaneros, soos dit in die teologie, wat ook beteken, om homself te openbaar, of om homself sigbaar te maak. Maar by hierdie keer, by hierdie verskyning, verskyn hy nie aan sy bruid nie. Hy verskyn as regter en koning om die wêreld te oordeel. Die unfortunate part is, hulle wat nie aan hierdie kring van gelowiges is nie, en saam met hom kom nie, gaan sy toren en sy vlam ontvang. Kolossense 3 noem hierdie woorde. Hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal hulle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Iets wat ons moet verstaan, en daar is sekere dinge wat 'n mens moet claim, dat ons 'n verstandhouding het. Die kerk kan nie kom as hy nie verheerlik is nie. Luister mooi wat ek sê. Die kerk kan nie kom saam met Christus as hy verheerlik is nie. So wanneer Christus die kerk kom haal, dan verheerlik Christus die kerk. Hoe bedoel pastoor, verheerlik Christus die kerk? Iets wonderbaarlik vind plaas. En as jy die woord van die Here is, en dis Tessalonisense hoofstuk 4, vanaf vers 15 tot 18, gaan jy verstaan wat die skrif daar sê. Wanneer God die menslike liggaam wat sterflik is, die wat in Christus gesterf het, sê die Bybel, terwyl Christus op die wolke verskyn, hy gaan nie sy voet neersit nie, maar terwyl hy verskyn, en die Bybel sê, die basuin gaan blaas. Dit gaan weer klink soos 'n trompet. En die Bybel sê, met daai sound wat plaasvind, gaan die dode wat in Christus gesterf het, opgewek word. Luister wat ek sê, gaan die gelowiges opgewek word, wie gewas is in sy kosbare bloed, wie gehoorsaam was aan sy woord, gaan onverganklik opgewek word. So wanneer Christus kom in die tweede fase, wanneer hy kom, dan gaan so harmonie op die aarde wees, Renzi. Dan gaan so 'n vrede op die aarde wees. Van Romeine hoofstuk 8 vers 9 maak iets wonderlik bekend. Hy sê dat die skepping wag op die reikhalsige verlange, op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Wat sê dit? Hy sê, hy kom sy bruid al, en wanneer sy bruid kom, halleluja, dan gaan God sy bruid totaal en al verander. Maar terwyl die bruid hier is, het hy 'n belofte gemaak volgens Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot 3. Het hy gesê, moet nie dat julle hart ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my huis. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, dit sê vers 3 sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, gaan ek weer kom en julle neem dan waar ek is. Nou in die Joodse tradisie was 'n ding gewees, wanneer hierdie jongman verloof gewees het aan sy bruid, dat hy na sy pa se huis toe gegaan. En terwyl hy by sy pa se huis was, het hy 'n kamer vir sy bruid voorberei. Hy het 'n kamer voorberei vir sy bruid. En dan wanneer die kamer klaar reg is, mense het hierdie bewering, en ek wil hierdie uit die weg uitruim, mense het die bewering, jy gaan 'n huis in die hemel het. Of elkeen gaan 'n huis in die hemel het.
Die skrif is duidelik, ons gaan almal in een huis bly. Hy is 'n groot huis. Hy is 'n groot huis. Hy is 'n groot huis. Halleluja. Die wêreld nog nooit so huis gesien. Hy sal ook nie so huis sien, is dit ons wat sy kinders wat so huis gaan sien. En die wonderlike is, hy sê, ek gaan hom vir julle plek te berei. As die kamer klaar voorberei is, dan kom ek terug om jou na daai plek toe te neem. Die plek wat die Vader voorberei het. Die huis wat voorberei is. Maar wat gebeur? In die Joodse tradisie, wanneer hierdie ding plaasgevind het, dan het hierdie jongman, as hy die plek klaar voorberei het dit nie van die jongman afgehang om te bepaal dat die tyd reg is nie. Die pa het besluit wanneer die tyd reg is. Hy inspek die plek, hy kyk of die plek reg is, dan sê hy skielik vir sy seun, you can go. En wanneer hy gegaan het, dan het hy op 'n tyd gegaan sonder dat hy enige een waarsku het dat hy kom. Die huismense waar sy bly, het nie eens geweet dat hy op pad is nie. En skielik kom hy, dan klop hy aan haar kamervenster sonder dat enige iemand weet. Dan klop hy, dan sê hy weer, kom, die tyd is reg, laat ons gaan. Dan verdwyn hy met sy bruid na sy vader se huis toe. Vir 7 dae lank is hulle daarso, voordat die bruilof aangekondig word. Wat 'n wonderlike oomblik is dit nie, wat gaan plaasvind nie. Maar u sien, hierdie gebeure speel dit af, wanneer ek praat oor die bruid wat hy gaan kom haal nie. Dit speel af onder die gedagte, waar Jesus 'n belofte gemaak het aan mense. Of ek dink dit was 'n engel, waar die engel gesê het, Galileese manne, wie onthou die skrif? Handelinge hoofstuk 1 vers 11. Onthou, hier staan Jesus, hy is besig om op te vaar, sy disippels is hartseer, hier gaan in die wolke van die hemel, word hy weggeruk en weggevoer. Kom 'n stem en die stem sê, Galileese manne, waarom kyk julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat julle opgeneem is in die hemele, sal net soos julle hom na die hemel sien wegvaar, so kom hy terug. Op die wolke van die hemel kom hy weer terug. So wanneer die gelowiges uit die dood het opgewek word, sal hulle Jesus nie op die aarde sien nie, maar hulle sal hom in die hemel sien, op die wolke van die hemel, waar hy wag vir sy kinders om paar te wees. En ek gaan vir sê, dis 'n afspraak wat hy, is 'n belofte wat hy gemaak het met hulle. En dan wil ek amper sê, die skrifbondels gaan vervul word. Jy sien, God is nie een wat 'n belofte maak en sy belofte nie nakom nie. Hy het hulle beloof, ek kom terug. En as it been, baie mense sê, dit word aanhou gepraat oor die koms, dit word aanhou gepraat oor die wederkoms, dit word aanhou gepraat, luister, ek gaan weer vir jou sê, hy kom. En as jou oë oopmaak, is dit naby as wat jy ooit gedink dit werklik waar is. Maar daar's nog een ding wat moet gebeur, voordat hy kan kom. Een belangrike ding, wat nooit vergeet moet word nie. Wat is dit, pastoor? Ek gaan dit vir jou sê op 'n volgende geleentheid. En ek kan vir u waarborg, almal gaan nie saam nie. Hoor wat ek wil sê, almal gaan nie saam nie. Wie almal wat die deel van Christus is nie, gaan nie saam nie, unfortunately. En ek sê altyd, die Here sê, hy gee elkeen 'n geleentheid om dit om reg te maak. Hy gee elkeen 'n geleentheid, halleluja, om werklik waar te sê, Here, hier is ek. Lukas 17:34 sê, en dit is, ek gaan dit vir jou sta, waarom sê ek wat ek sê? Lukas 14:4 sê, ek sê vir julle, dit is Jesus wat praat, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem word en die ander een verlaat. Jy moet nie dink, omdat jy en jou man slaam lê en hy is gered het, dat hy saam gaan. Die Here weet dit, maar as hy nie die Here aangeneem het, hy gaan hy nie saam nie. Of jou kind lê langs jou, hy weet van Jesus, hy weet hy moet hom bekeer en wat ook al het hy gedoen nie, en jy het jou bekeer, halleluja, want baie soms dink ouers, omdat my pa bekeer is ek gered, dit werk nie so nie, jy gaan agterbly as jy nie reg is nie. Jy moet bekeer,
en regmaak met die Here as jy eendag by daardie plek wil uitkom. Maar jy sien, wanneer dit plaasvind, en die oomblik van die verheerliking, ek is by die gedagte by die verheerliking, wanneer die verheerliking begin en die bassein blaas, sê die Bybel, sal die heiliges, het gesê, gaan opstaan en hulle liggaam sal verander word in onverganklikheid. Onverganklikheid, dit sal nie meer vergaan nie. Nou is ons liggame besig om te vergaan. Ons hare is missing. As van ons hou het because omdat dit so missing raak, maak ons maar eenmaal dat dit eenmaal skoon is en so aan te. Vra maar vir die anties, as die kop wit raak, was nie soos hy 16 was nie. Die liggaam het ook nie meer dieselfde krag, toe hy daai ouderdom was nie. Lyk ek praat iets wat mense nie weet nie, miskien is ek verkeerd, as baie mense wat seker nog steeds hy krag van 16 jaar oud het, maar ek het nie, want ek weet een keer, toe wil ek gaan hardloop teen 'n laaitjie van 18, nou toe sê ek al klaar 28, toe daai mannetjie so 1-2 trap en om my gaan, toe sê ek, nou retire ek. Toe vind ek uit, ek is nie meer 18 nie, ek is nie meer 19 nie, ek die spoed wat ek gehad het, toe ek op 17 was, het ek nie meer nie, los dit maar, gee dit maar vir die oudjie wat nog gekom het, halleluja, so moenie laat jou ouderdom mislei nie, want hy ou dink nog in sy gedagte, hoe die hardloop nog steeds soos hy 100 meter raak, maar staan en hardloop op een plek, die Here weet dit, as no movement, hy kan nie meer move nie. Dit is waarom Korintiërs sê, en die Bybel sê, ek deel aan julle verborgenheid mee, wanneer iemand so sê, ek sê vir julle iets wat julle nie weet nie. Ek deel aan julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek of verander word. Dis wat die woord sê. Ek wil seker maak, jy moet nie sê, ek praat hierdie dinge by eie duim uit nie. Die Bybel wat jy lees, is dieselfde Bybel wat ek lees, en dieselfde skrif wat ek lees, is in dieselfde Bybel wat jy het. Ons sal verander word in 'n verheerlikte liggaam. Nou, ek weet nie, gaan ek nou weer so 16 lyk nie, of wat ook al, of my grys hare weg gaan wees, die Here weet dit alleen. Daarvan weet ek nie, maar ek weet een ding, die liggaam gaan onverganklik is. Hy gaan nie meer vergaan nie. As met Toeslag gedink het, hy het 900 jaar gelewe lang, hy maar vergeet, ek gaan pass dat, because die Bybel praat van 1000 jaar vrederyk. As jy praat van 1000 jaar vrederyk, oudie, dan sê hy klaar, hy gaan langer as met Toeslag lewe, alles met Toeslag daar, so prys die Here. So, dit gaan 'n lewenslang, is 'n proses wat nie meer verander, because dit was God se plan van die begin af. Maar met sonde ingekom het die hele prentjie verander, prys sy naam, maar Christus gaan weer dit terugbring, want hy alles nuut gaan maak, en ons veranderlik gaan wees in Christus Jesus in. Die Bybel sê, ons burgerskap is nie van hier nie. Ons burgerskap is nie van hier nie. So wanneer ons verander word, dan sal ons met Christus in heerlikheid en opvaar, sodat wanneer ons in die graf uit opstaan, en ons in die wolke, dan gaan Christus ons verander, dan sal, soos gesê het, ons gaan onverganklik is, dit beteken, ons sal nie meer sterwe nie. Jy kan bang wees nou vir sterwe, it's fine. Daar gaan nie meer sterwe wees nie, because ons gaan altyd in die teenwoordigheid van die Here wees. Dit is wat die woord vir ons sê, sodat wanneer dit gebeur, sê Johannes, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar wat ons weet, dat as hy verskyn, dan sal ons aan hom gelyk wees. Gaan ons dieselfde soos Jesus is? Ja, maar nie in rang nie. Ons kan nie soos hy in rang wees nie. Ons gaan selfde wees in heerlikheid, maar ons sal nie in rang soos hy wees nie. Ek laai die gedeelte by wat sê, Bybel sê in Filippense 3:21, hy sê, want ons vernederde liggaam sal van gedaante verander, om gelykvormig te word aan wie se liggaam? Aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waar hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dis God se woord wat dit sê. Ons gaan in heerlikheid is soos Christus. Hoe sê die song? We shall see Jesus, just as they saw him.
there is no greater promise than this. When He returns in power and glory, we shall see Jesus just as He is. Hallelujah. Soos ons hom gesien het, so sal hy terugkom. Een woord wat my gedagte trek wanneer ons praat oor die wegrap, en ek sluit af met hierdie gedagte. Die Griekse woord vir wegraping, wat baie kritici sê dat dit nie 'n Bybelse woord is nie. Maar as jy dit van die Griekse konteks af, en jy vertaal dit in die moderne tyd wat ons leef, in die Engelse vertaling van in die Afrikaanse weergawe, dan is die Griekse woord harpazo. H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo. Wat beteken wegvoer, wegraap, of vinnig wegruk. En hierdie teks, en hierdie gedeelte word gebruik, het die Griekse gebruik uit die vorm van 'n arend. Wanneer 'n arend op sy prooi afgesak het, en hy kom met speed af, 'n arend kom met spoed. En as hy met spoed kom, dan gryp ek lyk so die fish eagle as ek hom sien, ek kyk al die fish eagle, ek weet nie hoekom sien hy so hoog in die lug en hy vis so in hy water sien nie, maar ek dink hy seker een van die beste oë wat jy ooit kan kry, because hy so hoog in die lug, het hy die beste oë om te sien, hy sien haar van bo af reg onder. Nou ek weet daai tyd, in ons tyd het ons 'n storie gehad, wat was sy man se naam? Steve Austin, die man van Tallahassee. Bonnels ken hy storie, en hy's goed te saam gekyk. Ek het Bonnels hy goed te gekyk. Nou die man van Stal, as hy kyk, dan kyk hy sommer deur die muur, en kyk, as ek reg, Bonnels, hy kyk deur die muur, en sien hy sy enemy deur die muur. Hy sien deur die muur. Die arend het sulke oë, kyk haar van oë, kyk deur die water. Hy sien hy vis deur die water, en hy pyl op hy vis af, en wanneer hy af het, kom hy sommer so skielik, en hy gryp hy vis, en so vinnig as hy hom gryp, gaan hy in die lug op. 'n missing case. Is die enigste voël wat so hoog kan vlieg. En wanneer sy enemy is maar 'n klein voël, wanneer sy enemy kom en hom aan die nek byt, dan doen hy een ding, hy vaar die hoogstes in. Hy vaar in, en so hoog hy offer, hoe dunner word die lug, dan kan daai voël wat hom attack dit nie meer vat nie, dan moet hy release, en wanneer hy vol release, dan val hy hom van die lug af mors dood. Hy vat sy prooi, as hy hom gryp hom so vinnig, hy vat hom in die liggaam, sodat sy asem uit hom geneem kan word, van hoe hoër jy gaan, hoe dunner word die lugdruk. Van die arend, maar die arend is die enigste voël wat hy lugdruk kan vat. Die enigste voël. Hy doen dit met die slang, as die slang gryp, hy vat hom op, as hy met die hoogte vat, as hy aan bo kom, en los hy hom, because hy weet as hy opkom, is dit, ek hy woord sê, hy is mors dood. Een gedeelte wat ons baie keer by begrafnisse gebruik, om mense bewus te maak dat Christus weerkom, is in die boek van Tessalonisense hoofstuk 4 vers 15. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, hoor wat sê die Bybel, die ontslapenis nie sal voorwees nie. Nou ek dink ek het genoeg tweede gekom. Ek wil seker maak ek lê in die graf, dat my posisie reg is. Pastoor, jy's mal. Nou, jy's mal nou. Because die Bybel sê, hulle wat gesterf het, sal eerste in die hemel op weggevoer word. Nou, as jy nog 'n bietjie wil wag, dan kan jy wag. Wag maar hier, vir 'n bietjie, totdat daai mense opgerip is in die hemel, dan sê die Bybel sê, nadat hulle opgerip, dan sal hulle wat in die lewe oorgebly het. Hoor jy wat sê die Bybel? Dan sal, nie eers nie, dan sal, dit beteken na hulle, dan sal die gelowige wat in die lewe oorgebly het, ook dan in die wolke weggevoer word. Want die Here self sal in die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin.
En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word in die lug. En so sal ons almal by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde, sê die Bybel. Ek het net ook gesê, en ek sluit af. En nou is dit slot. Daar's baie kritisie wat sê, daar sê 'n woord soos wegraping in die Bybel nie. Waar kom julle daaraan? Maar ek dink die skrif is deur en deur, bewys dit vir ons, dat die kerk gaan weggeraap word. Deur en deur word dit vir ons bewys. En ek gaan 'n paar van julle noem, sodat dit kan lees. Ek gaan nie almal noem, ek gaan 'n paar van die skrifte noem, maar ek wil so 2 of 3 nees. In die woord van die Here in Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 12, vers 2, noem Paulus iets wonderbaarlik. Hy sê, ek weet van 'n man in Christus. Luister mooi. Ek weet van 'n man in Christus. 14 jaar gelede, dit is in sy tyd. Of dit in die liggaam was, sê, weet ek nie. Of dit buite die liggaam was, sê, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. Nou as mense sê dat dit kan plaasvind, dit gaan plaasvind. As jy in die Ou Testament gesien het wat gebeur, die Bybel sê, Henog het met die Here geloop, toe hulle weer sien, toe was die engel sê so mooi, and he was no more. Hy het gesterf en hy was weggevoer, saam met die Here. Was dit Elia? Elia was met 'n wa van 'n vuur van 'n wa van perdevuur, was hy weggeraap. En toe sy mantel afval, het Elisa sy mantel oorgeneem. Hy is ook weggevat in die hemel, weggeruk in die hemel, sonder dat hy gesterf het. Maar hulle kom weer terug, want daar's nog 'n werk wat hulle moes doen. 'n Gedeelte wat my sit en dis my laaste skrif wat my uitstekend is by die hofdienaar van Filippi, toe hy gedoop was, besig was om gedoop. Bybel sê skielik is die man net, toe Petrus net 'n missing case. Hulle het weer gekyk, toe Petrus nie meer daar nie. Gaan lees die skrif as jy my nie glo nie. Dit is in Handelinge. Die hofdienaar van Ethiopië. Ek bid vanmôre dat hierdie gedagte net 'n gedagte is van hoor nie, maar dat ons dit sal verstaan en nie verlei sal word deur allerhande leringe nie. Die woord is ons maatstaf. Ek het laasweek gesê, Galasiërs 6, let op jouself en jou leer. Volhard daarin, sodat jy jouself red en die wat na jou luister. Maak hierdie woord nie net vir jouself nie. Miskien is daar iemand in jou familie, 'n vriend, wat nog nie die Here ken nie. Die tragedie van alles is, dink vir 'n oomblik, jy gaan en hulle bly agter. Dink vir 'n oomblik. En jy die opportunity gehad om vir daardie persoon te sê, hoorie, as jy nie met die Here regmaak nie, gaan jy nie saam nie. As jy nie met die Here regmaak nie, gaan jy nie eendag by die hemel uitkom nie. Die Bybel sê in Openbaring, as dit bevind word, dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe is nie, sal hy in die poel van vuur gewerp is. Ek sluit af. En ek weet iemand gaan lawaai maak wat ek gaan sê, because hulle weet wanneer ek hierdie woord sê, het hierdie woord 'n betekenis. Maranatha! 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 Jesus kom weer